eintlik was dit 'n week van getuienisse gewees. Want eers gaan drink ek saam met ek was bevoorreg om saam met 'n vriend te gaan koffie drink en terwyl ek daar sit en ek hoor na hierdie kragtige getuienis, want 'n getuienis is iets waarvan jy deurgekom het tot op 'n punt in jou lewe wat daar verandering gekom het. Openbaring sê, hy skryf so mooi, daar staan geskrywe dat deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis, die bloed van die lam is waar jy gekom het op jou lewe tot op 'n punt. En daarna, toe jy by die bloed kom, toe jy by Jesus Christus uitkom, toe vind daar 'n getuienis plaas, 'n verandering in jou lewe. En jou verlede word 'n storie, 'n getuienis van jou, van waar jy gekom het, tot waar jy by die bloed was. Want as jy by die bloed was, kan die vyand jou nie oorwin nie. Amen. Want sê vanmôre vir jouself, die bloed wen vir my. Ja, amen. Hy sê, want dan is jy meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat jou die krag gee. Nou laat ek gou iets vertel van die bloed. Die bloed van Jesus Christus het die vermoë, want dis hoekom ons dit doen so, wanneer ons die bloed van Jesus pleit, dan pleit ek die bloed van Jesus oor myself, dan kom die aanval van die vyand en die plan, want die woord van die Here sê, no weapon formed against you shall prosper. Die oomblik as ek die bloed van Jesus op my het, en hy kom die vyand tot voor die bloed, want die bloed het die krag dat die vyand nie kan inkom nie. Sê 'n bietjie amen. Halleluja! En die bloed het die vermoë, wanneer ek die bloed vat en ek pleit en ek plaas iemand, wanneer ons bevryding doen, dan maak ek seker dat ek onder die bloed bly, want wanneer ek iemand bevry, dan I need to pull him through the blood into thy presence, want wanneer ek iemand deur die bloed vat, dan vat die bloed die vermoë, wanneer ek iemand daai ongewaste, ongeredde persoon deur die bloed trek, dan maak die bloed daai persoon suiwer. Dan is jy kan nie dieselfde bly nie. Daar's geen manier wat jy dieselfde kan bly wanneer jy 'n vuil stuk klere vat, jy gooi hom in die wasmasjien, jy gooi jik by, jy gooi die regte produk by, dan kan hy nie dieselfde bly nie. En terwyl ons hierdie week so met die mense gedeel het, elke ou verskillend, maar daai aand Barend sê vir my, pastoor, ek wil jou iets vertel. Jy gaan moeg wees. Ek sê, nee Barend, waarvan praat jy? Dis net, ek gaan die hele tyd net ek gaan onderhoud voer met iemand, en ek gaan met iemand sit te gesels, ja, ek gaan moeg wees, want ek moes 5 koppies koffie drink, en die ander ons kom en hulle drink dit elkeen een, so want ek moet elke keer 'n koppie koffie saam met iemand vat, maar ek dank die Here vir koffie wat my so 'n bietjie kalm gemaak het. En so 2 uur se kant ry Barend en ons is want die volgende nou is 3 uur en toe ek myself kry, toe kom lê ek hier pensioenpootjies hierso en wie vang my op hierdie swart kussings hierso Barend. Hallo pastoor, wat maak jy? Ek sê ek's moeg Barend. Want jy sien, jou getuienis maak 'n verskil. Iets moois wat ek gehoor het, ek soek nie aanhou se getuienis nie. Ek soek niemand anders se getuienis nie. Van die Here Jesus Christus weet, ek sou dit nie maak nie. En ek wil vir jy moet inkyk en inluister, en jy moet vandag in hierdie kerk sit, jy is spesiaal gemaak vir daardie getuienis. Toe die Here my siel red en jare daarna op die ouderdom van ek wil nou nie sê op die ouderdom van 44, ek lyk nou amper 45, prys die Here daarvoor. Maar weet jy, op die ouderdom van 44 red die Here my siel op in die boek Galasiërs op 'n Vrydag aand 7 uur. Trek die Here die wortel van tradisie uit my lewe uit en hy gee my genade en hy bewys my genade en ek kom by liefde uit. En toe ek by liefde uitkom, toe besef ek wat is my getuienis en ek besef toe, hoor jy sommer God het my gekies vir daardie getuienis. En daai nag droom ek 'n droom en ek sien daai droom en terwyl ek hy droom ek is soos 'n locksmith, ek het sleutels hier om my. 'n Locksmith is iemand wat sleutels en deure kan oopmaak en toesluit wat iemand anders nie kan doen nie.
En ek word wakker daar die nag, 2:15, en ek vra vir die Here, ek maak vir my 'n koppie koffie, en ek gaan sit by my bank wat ek altyd sit, en ek hê 'n gesprek met die Here, soos wat ek vandag met u gesprek het, en ek vra vir die Here, wat is hierdie droom wat ek gedroom het, en die Here sê vir my, dit is al jou getuienisse, al die deure, al die omstandighede, wat jy in was, ek wil dit weer sê, in was, wat ek jou sleutels gegee het, waardeur jy deurgekom het, en dit was my krag. En die Here sê vir my, besef jy, hoeveel krag het jy in jou lewe, vir elke persoon wat jy kan bedien. Ek wil vir jy sê vandag, jy wat in hierdie kerk sit, en jy wat in luister, jy is maar net sommer per toeval nie. God het jou hier om hierdie boodskap te hoor, dat jy is kosbaar vir God se werk. En terwyl jy na hierdie boodskap luister, wil ek vir jou vra vanmôre, kyk bietjie hoeveel sleutels hang vanmôre om jou lendelinge. Kyk hoeveel waardig is jy vir God vanmôre, om te kan besef, een persoon kan soveel mense aanlok. Want ek het die sleutels van Dawid. Die Bybel sê ons kan oopsluit en ons kan toesluit. Dis die deure waar God jou deur gevat het. Terwyl jy na hierdie boodskap luister, wil ek graag hê, jy moet vanoggend besef, jou getuienis maak 'n verskil. Maar wat kan ek doen? Wat moet ek maak? Ek wil wees soos daai ou, ek wil siekes gesond maak, en ek wil duiwels uitdryf, en ek wil dat doen. Het jy geweet, jou getuienis is so waardevol, dat as jy met iemand sit, of jy koffie drink by hom, en of jy hom net groet in die straat, jy gee vir hom jou getuienis, het jy geweet, dat jy die vermoë, wanneer jy daai ou se gestel verbeter, raak jy sy liggaam aan, deur die Heilige Gees. En ek sit saam met hierdie persoon, en ek drink koffie saam met hierdie persoon, en hy vertel my sy ou getuienisie. As die pastoor, ek wil vir jou my getuienisie vertel. Waar kom en waar ek was, en ek wil vir jou sê, soos dat ek elke ou se getuienis gehoor het, en gesit en dit ingevat het in my hart, en ek besef een ding, dat elke persoon kom van 'n plek af, waar hy stikkend was, en hy het 'n leefwysheid, 'n patroon hoe hy geloop het, tot op 'n sekere ouderdom, waar hy by die bloed gekom het, en van die bloed af het hy 'n verskil gemaak. Elke persoon. En waar jy ook al in jou lewe is vandag, ek wil vir jou vandag sê, jy het miskien op jouself opgegee, of jy kan nie meer nie. Jy is vandag op 'n plek, dat ek vir jou sê, jy voel jy kan nie meer nie, jy het nodig om jou getuienis uit te gee. As jy die transformasie sien in daai persoon se oë, en hy stap daar weg, en wow, dan word jy hier binne in jou opgetel, en jy besef, dis waarvoor God my gemaak het. Nou, 'n evangelis werk so, hy werk vir siele. Wanneer 'n evangelis daar voor staan, en niemand kom soontoe om uit te kniel nie, dan voel hy's, sê net weer broer. Jy voel 'n mislukking. Dis die storie. Want jy's daar om siele te wen. Maar wanneer jy jou getuienis vir iemand gee, is daar 'n stille luisteraar, wat nie daar met die persoon praat nie. Wanneer hy in sy kar kyk, klim, en hy start sy kar, en hy sit hom in 'n rad om vorentoe te ry, en hy kyk in daai triespieeltjie, dan begin daai getuienis van jou met hom praat. Al is jy gered, al is jy 'n pastoor. Hierdie week het ek al geworstel in my binneste, en ek sê, as ek myself vind, dan sê ek vir myself, ek soek nie daai getuienis nie. Want van 6 maande in 'n koma, waar 'n man lê op 'n bed, sy familie kom aan, hy sê vir ons, hy gee ons sy getuienis, die anker is ons program, en hy gee vir ons sy getuienis, en hy sê daar, hy hoor elke een se stem. Hy het die reuk van elke persoon wat hy ken. Waarom sal dit getuig? Dan stop ons die ding, en dan wil ons eers 'n bietjie trane afvee, en dan gaan ons aan. En hoekom ek vanoggend hierdie boodskap vir jou wil bring, dat ek wil vir jou sê, jou getuienis het krag. Jou getuienis, iemand op die straat daar buite,
of iemand in 'n kar, of iemand in 'n dokter se spreekkamer. Miskien is dit die dokter. Ja? Ek wil julle vertel, ek sit maandag in die kar by my meisiekind in my seun se skool by Outonika Hoërskool en ek sit daar en so skielik kom die Heilige Gees in daai voertuig in. En die Here sê vir my, jy bel nou hierdie persoon. Ek voel ek bel hierdie persoon en ek bel hom en ek sê vir hom, luister, ek het 'n boodskap van die Here vir jou. Hy sê ek kan nie nou praat nie, ek sal later praat. Die Here sê vir my, vat jou WhatsApp groep. Ek wil vir julle sê die kerk groei saam met die tegnologie. Ek gebruik my foon terwille van die werk van die Here. En ek vat my WhatsApp en ek vat hom en ek praat op hom en ek stuur hom 'n boodskap wat die Heilige Gees my sê. En ek sê vir hom, ek weet nie wat gaan aan nie, maar wat ek vir jou sê is, waar jy nie kan sien nie, waar jy nie kan wees nie, dit wat jy nie kan hoor nie, God is besig om 'n wonderwerk te bewerkstellig vir jou. En ek wil vir jou volgende sê, jy sit vanoggend hier, jy luister in vanmôre, laat jou boodskap, laat jou getuienis uitgaan. In die ou tyd het hulle 'n koevertjie in 'n duif se voet vasgemaak en het hom gevlieg. Daai boodskap moet by iemand uitkom. Die dringendheid volgens se boodskap is, jou getuienis moet by iemand uitkom. Daar's iemand wat moet opstaan uit die stof uit. Daar's iemand wat uit 'n siekbed uit moet opstaan. Lang genoeg in die vyand sat in homself, die kinders van God minderwaardig gemaak. Jou getuienis is 'n storieboek wat in iemand se lewe moet inkom. En ek wil vir jou sê, al gaan lê jou kop neer, daai storieboek gaan aangaan. Daai aand bel hy my. So 8:00 kry ek 'n oproep. Ek sê, Boet, wat gaan aan? Hy sê, ons was met my ma by die dokter. Sy het baarmoederkanker. Die dokter sê, sy moet kom vir 'n operasie, maar sy moet kyk. Ek sit daai foon neer. Ek sit op my bed. Ek sê, Here, ek is net die boodskapper. Maar het vir my gesê, ek gaan 'n wonderwerk doen. Het vir my gesê, ek sit in 'n kar, het gesê, waar hulle nie sien nie, waar hulle nie kan wees nie, God werk 'n wonderwerk. Vrydagoggend ry ek en my vrou, en hulle het so groepie, en sy kyk op die groepie, en hy sê daar, die een vroukie wat kanker gehad het, is gesond gemaak. Hy sê, hy wil net iets sê oor sy ma. Hy sê, my ma was by die dokter, en hulle het haar ingevat, en hulle het gaan ekstra toetse doen, en hulle het haar uitgestoot, en kort voor lang is sy uit. Die dokter sê, hulle verstaan nie dit, hy weet wat het hy gesien, en hy weet wat was daar, maar dis wat daar was, is nie meer daar nie. Jou getuienis dra krag. Daarom het ek die vrymoedigheid vanmôre om met jou te praat oor 'n vroukie, 'n Samaritaanse vrou in die woord van die Here. En hierdie vrou, die Jode en die Samaritane, mag in daai tyd nie met mekaar gepraat het nie. Hulle mag nie kontak gehad het met mekaar nie, want die wet was so. Ek wil vir jou sê, as 'n wet ingesit is, kan niemand daardie wet verander nie. 'n Wet is daar om geonderhou te word, en maak nie saak hoe hoog die druk is nie, maak nie saak of lewe of dood in die spel is nie, jy moet daardie wet onderhou. Maar daar was iemand, kort iemand, wat gekom het om die wet te herskryf. En al het dit sy lewe gekos, het hy kort vir die Fariseërs gesê, en herhaal het vir hulle gesê, eintlik kom weg van die wet af. Want jy sien, hy het nie gekom om alles weg te vat, hy het gekom om alles vol te maak. Want wil jy sien, wanneer jy water en jy vat olie, dan lê die olie bo op die water. Die bloed lê bo op die water. Dan het daar 'n Nuwe Testament plaasgevind om nie net nodig net dood te gaan nie, maar deur sy bloed vir ons moontlik om gesond te kan word. En hy kom en hy stap en hy stuur sy disippels gaan en hulle gaan om te gaan kos kry en hy gaan na die put toe, want weet jy wat, hy het geweet sy's daar.
wil vir jou vandag sê, jy kyk, of jy luister vandag, God ken jou omstandighede. So, toe die dokter jou vang, toe ken God jou storie. Toe jy gemaak is, toe ken God jou storie. En van die begin van dit af tot waar jy nou is God ken jou storie. En hier kom hy en hy kom staan hier by die put en hy praat met hierdie vroukie en hy deel met haar en hy sê vir al hierdie dinge, alle mans en alles, sy sê dis reg en sy verstaan dit. Maar sy kom op 'n plek en sy sê, gee vir my van hierdie water. Jy sien, sy was 'n losvrou, tot die oomblik tot sy die keuse gemaak het, gee vir my van hierdie water. En wat gebeur? Dis waar die bloed van ons getuienis inkom. Dis waar die draaipunt in haar lewe plaasgevind het. En elke mens se lewe werk so. Elke mens se lewe kom op daai punt van jou lewe om te besef dat ek ken my storie, my getuienis. Ek was die soetste, ek was gered. Almal kon saam met my werk. Ek was 'n behoorlike jong man. Nee, ek was nie. Ek was stout. Ek was 'n gruwel. Maar op die ouderdom van 19 red God my. En hier kom hy heen van 'n vers 29 waar Jesus, hy sê, kom kyk, 'n mamma, die vroukie wat by die put was, sy sê hierdie, sy gaan terug stad toe, nadat hy met haar gepraat het, en nadat hy met haar gedeel het, kom sy en sy gaan terug stad toe. Sy kom by die stad uit, en sy sê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het, wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? Jy moet weet dat, hier kom sy anderster terug as wat sy gegaan het. Daai man het haar geken op die naam. Hy het geweet wie sy. Sy sê dat, hulle toe uit die stad gegaan en na hom gekom. Vers 35. Sê julle nie, dit is nog 4 maande en hier kom hier Jesus en hy praat hier met sy disippels. En dis wat vir my baie belangrik is vir die kerk vanmôre, u en ek wat hier sit. As jy vanoggend 'n getuienis het, steek gou jou hand in die lug. Wie het 'n getuienis waar God jou gered het en 'n lewendige ervaring gehad het van hom? Hoor wat sê hy vir sy disippels, hy sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek is vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, dat hulle al wit is van die oes. Hy sê vir sy disippels, nadat sy weggegaan het, hy al weggestuur het in sy stad toe is, toe hy met sy disippels, en ek wil dit sê, 'n kort vergaderingkie. Want ons almal sê, ons die oes is ryp, die arbeiders is min. Ek hoor dit al vandat ek 19 jaar oud is. En ek wil dit sê dat weet u, dat voordat die besighede bemarkers gehad het, verteenwoordigers gehad het, kom dit eintlik uit die kerk uit, dat 'n verteenwoordiger is 'n disipel gewees. Iemand wat getuienisse het. So toe kom vat hulle dit, die metode, kom vat hulle en hulle gebruik dit in die besigheidswêreld. Hier's Ford het sê, en dan het hy verteenwoordigers, in Engels is dit reps, dan beweeg hulle uit, en hulle gaan in die strate in, en kry mense om 'n kar te koop, dan bring hulle dit terug hier na die werk toe, en hulle teken die dokumente, hy's vas, hy ry 'n Ford. En dit is presies hier wat Jesus vir sy disippels verduidelik. Hy sê die oes, hoor wat sê vers 36, en hy wat maai, ontvang loon, en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Miskien is daar iemand wat gekom het en die woord gesaai het, en dit het goed gegaan, en hier kom,
jy met jou volgende ene en die blomme is daar en jy kom en jy kom oes. Jy doen presies dieselfde werk vir die koninkryk van die Here. Jy kan jouself nie minag nie. Want hieraan is die woord waar. Dit is een wat saai en 'n ander wat maai. Ek het julle gestuur. Hoor, hy sê, Jesus sê daar, hy sê ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. So wat sê Jesus eintlik vir hulle hier? Maak nie saak wie was besig nie, gaan maai of gaan saai net. Laat jou getuienis uitgaan. Dit wat hy hier vir hulle beskryf, is alles wat hier gebeur met hierdie vroutjie eintlik. Want hulle het geweet van Jesus. Toe sy teruggekom het, toe en sy besig is by die stad, toe sê hulle, maar ons weet van Jesus. En sy sê vir hulle, kom saam met my. En baie Samaritane, daardie stad, het in hom geglo. Baie. Daar's baie kinders van die Here wat aan Jesus glo. Maar hulle wat 'n aanraking gehad, daar's 'n verskil tussen hy wat nie 'n aanraking het nie en hy wat 'n aanraking het. Want daar's 'n hele stad wat aan Jesus glo, maar daar kom 'n vrou terug van die put af, van die Messias af, van Jesus af, en sy het 'n aanraking gehad. Wie het 'n aanraking al gehad van God? Wie het 'n aanraking gehad met God? Hy het woord van die vrou wat getuig het, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, dis toe die stad wat saam met haar loop, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly. En hy het daar 2 dae gebly. En baie meer het op grond van sy woord geglo. Maar hoor gou, wat sê? Vers 42. Hier kom hulle en hulle luister wat sy sê. En as hulle nie geglo het wat sy gesê het, het hulle in die stad gebly, nê? As hulle nie geglo het, het hulle in die stad gebly. Maar tog het hulle gesien dat 'n verandering aan hierdie vrou plaasgevind, want ek weet jy kan nie nou so lyk en nou kom jy ewe skielik anders hier aan. Ons judge te maklik hoe mense lyk van buitekant af. Want haar klere drag het nie verander nie. Haar menswese het verander. Amen. So toe sy nou teruggaan en sy praat anderster. En sy kom daar en sy verduidelik vir hulle wat het plaasgevind. Hy ken my nie, maar hy het eers geweet wie ek is nie, maar dit wat hy my vertel het, die 5 vrouens wat ek saam is, hoe het hy dit geweet? En dis wat vir my so powerful is van die Heilige Gees. Ek stap as 'n jong man, lang hare, anderkant ingesny, boomroker, pypslaper, you name it, wat dit ook al mag wees. Stap by 'n kerk in. Toe ek so daar sit, kom maar 'n profeet aangestap. Ek glo in profete. Ek glo in profesie. Ek glo in handoplegging. Ek glo in vreemde tale. Ek glo in tale uitleef van tale. Ek glo in werke van die Heilige Gees, werke van kragte. Ek glo in hierdie goed. Toe hy so aangestap kom na my toe te sê vir my, jongman, staan op. En hy spreek 'n woord in my lewe in. En toe ek daar uitklim ek in my Mazdaatjie en kyk so na daai 3 speeltjie, sê hoe het hierdie ou dit geweet? My vrou klim in die my girlfriend klim in die kar en ek sê vir hom, het jy nou weet hulle van dit? Nee, hierdie ou, toe spreek hy 'n woord in my lewe in. Laat toe dat God met sy Heilige Gees 'n woord in jou lewe inspreek. Maar dit werk so, die oomblik as jy, maak nie saak waar jy in jou lewe is nie. Jy kom by iemand aan en hy ken jou nie en jy kan op 'n slegte plek wees. Jy kan waar in jou lewe wees, God is deel van jou prentjie. Ek wil dit sê, jy kan nie sonder God nie. Miskien is jy ongered, miskien is jy gered.
Jy kan nie God uit jou prentjie uitvat soos 'n sonnaskoolkind en hom uitskeer, of 'n potlood vat en hom uitvee, of 'n pen uitveer vat en hom uitvee. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie die boek bladsy uitskeer nie, as jy op die volgende bladsy kom, dan verskyn hy weer daar. Ek praat met 'n ou, toe die Here ons gehelp het om hom hier te bevry, hy was 'n warlock gewees, en hy het ons drekkelike dinge vertel in sy lewe, hy het vir ons lelike goed vertel in sy lewe, toe hy op sy plek van oudie is, toe hy voel en hy ervaar, om George kan het getuig, toe hy voel en hy ervaar, sy gees gaan uit sy lewe uit, en hy kyk na homself, toe roep hy uit in sy bedrukking, en God verskyn in sy prentjie, en God verander sy lewe, en God gee hom nuwe lewe. Ek wil vir jou vanmôre sê, maak nie saak waar jy is nie, God bly deel van jou lewe. Tyd vir die wêreld om te weet, waar jy ook al is, God is daar. God is daar. Ek vertel vir iemand nou die dag, ek gaan nie af van die preek af nie, maar ek gaan nou die dag en ek vertel vir iemand, ek het volgende weer vir iemand vertel, as sonde denke in jou gedagtes is, en ek kyk vir 'n vrou en ek sondig, wil ek vir jou vandag sê, as iemand op sy sterfbed lê, of iemand het miskien 'n trigger getrek, en hy lewe nog, en hy roep, o my God, wees my genadig, God se genade is daar. Dit is daar. Nie na die dood, nie voordat jy doodgaan. Sy genade is daar. En hier kom hy vrou en sy kom terug en sy kom staan daar. Vers 42 sê dit. En aan die vrou gesê, dis die mense wat saam met haar daar was, wat saam met haar geloop het tot by Jesus. Hulle vra toe vir Jesus, sy disippels, wil hy nie iets eet nie, en hy sê nee, sy brood is die wil van sy vader, hy doen dit wat sy vader wil hê hy moet doen. Hoor wat sê daai stad vir hom. Ek dink hier staan 'n magdom mense hier voor haar. Magdom, die disippels kom terug by die kos, en sy kom terug met die siele. Inpak! Wat 'n Samaritaanse vrou in 'n stad gebring het, omdat sy gesê het, ek spreek 'n woord in my lewe, ek soek daardie water. Maar weet jy, ons swakhede en ons sonde is so groot in ons gedagtes, want tradisie skuif jou van God af. Het jy geweet dat die woord van die Here sê, hy het gekom om die middelmure te skuif. Hy's 'n muurskuiwer en 'n deurbreker. Hy doen die bonatuurlike, hy sny deur murg en been, en hy kom gee jou nuwe lewe. Hy het dit nie net vir niks gedoen nie. Hy het dit vir my nie gedoen, sodat ons 'n getuienis moet hê. Is jy dankbaar om hier te wees? Kom ons gee die Here net so 'n bietjie eer vanmôre. Kom ons staan net op ons stoel op ons voete vanmôre. Kom ons gee die Here net eer vanmôre. Sê net vir die Here dankie vir die genade. Kom ons gee die Here eer vanmôre. Halleluja, dankie Here. Ek kan die sitplekke neem. En die kom en die praat hulle met haar. Ek wonder wie was die spreker gewees wat dit gedoen het. Want hy redelik, hy moes gepraat het van ondervinding. Ek bedoel, iemand vat nie net 'n mic en kom doen wat hy wil nie. Hy moet ondervinding hê. Nee. Of hy moet self-confidence hê. Hy moet guts hê. Sy het guts gehad. Hoor wat sê hulle vir haar. Ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie. Een vrou kom by die stad uit. En een vrou spreek lewe in 'n stad in. Sy bring 'n beroering in mense se harte wat vir Jesus liefhet. Maar weet jy, dit bly nie net by liefde nie. Hy wil jou daai aanraking laat doen wat hier deur jou vlees sny en jou in hemelse plekke invat om te vir jou te sê, you are victorious. Halleluja. Jy's belangrik. Sonder my kan jy nie verder nie.
Hulle sê van, so hulle glo nie meer oor wat sy gesê het nie. Want ons het self gehoor. En ons weet dat hy werklik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Nou hier's my tema vir hier's dit. Die duiwel kom en hy maak jou 'n nobody. Baie in my lewe het ek al oproepe gehad van pastoor, broer, suster, wat's fout? Ek weet nie wat vir die Here hê, wat moet ek doen nie? God wil hê, jy en ek moet getuig. Dis disippelskap. God wil hê, jy en ek moet getuig. Een vrou, wat verlore is, elke dag gaan sy om watertjies te skep. Dan gaan sy terug. En op 'n dag, 'n vrou wat sy ken vir Jesus, maar wat 'n verskil gemaak het, is die dag toe sy daar aankom en Jesus spreek in haar lewe in. En sy gaan terug stad toe. En sy laat 'n hele dorp inspraak kry in hulle lewens. En hulle sê van, wow girl, ons glo nie meer wat jy sê nie. Pastoor, wow. Ons glo nie dit wat jy gesê het. Ek het dit gevoel. Maar toe ons self kom hoor, toe ervaar ons dit. Maar dit moes by iemand gebeur het. Dit moes by iemand gebeur het. Want u sien, ek sit by 'n braai. Ja, pastoor, jy gaan nou op tone trap, ja. Ek sit by 'n braai, en omdat daar 'n klomp manne praat oor 'n klomp vroumense, dan praat ek saam. Dan wil ek ewe skielik my getuienis bring. Dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Ons moet altyd ingestem wees met die Heilige Gees. Ons moet ons liggame stel as 'n lewendige, 'n heilige, welgevallige offer aan God. Amen. En ek wil vanmôre u bemoedig. Ek dink wanneer ons daar by die hemel gaan kom, jy sien nie nou hoeveel kom tot bekering nie. Ek gee my boodskap, ek gee my getuienis aan iemand hier op straat, en hy gaan vanaand na sy buddies toe. Of hy vang hy borrelnek en hy sê hy borrelnek. Hy kom vanaand by sy buddies en hy sê, maar ek het met daai persoon gepraat. En daar kom 'n beroering onder daardie mense. Want weet jy, die dag toe die Here my en u red, toe gee hy vir jou sleutels om enige iemand te kan bearbei. Want as jy die Heilige Gees het, dan ken jy alles. Jy groei net meer en meer en meer. En ek wil jou vanoggend bemoedig, as ons vanoggend hier opstaan, dan moet jy vir jouself kan sê, ek gaan deur die naam van Jesus 'n indruk maak op iemand se lewe. Maak nie saak hoe oud jy is vandag nie, maak nie saak hoe jonk jy is vandag nie. Jou getuienis maak 'n verskil. Johannes 4:39 sê dit so mooi. En baie van die Samaritane het uit daarna in die stad uit, het in hom geglo. Oor die woord wat die vrou wat getuig het hy met my alles vertel wat ek gedoen het. Soos haar getuienis wat sy gebring het. Jou getuienis wat jy van hierdie dag af gaan bring, gaan 'n impak hê, gaan 'n verandering hê, gaan 'n verskil in iemand se lewe bring. Ek wil hê die kinders van die Here moet opstaan vandag en sê soos 'n kar wat 'n nuwe inspuiting gekry het, wat sê, ek gaan van vandag af nie stil bly nie, want daar's iemand wat moet oopgemaak word, daar's iemand anders wat moet verander word, en my getuienis dra krag. Ek wil vanoggend hê ons moet op ons voete staan vanmôre.
As jy vanoggend wil sê, ek wil 'n verskil maak, wil ek hê jy moet op die voete staan vanmôre. Ek wil 'n gebed doen vir u vanmôre. En vir jou sê, maak nie saak waar jy vandag in jou lewe is nie. God is deel van jou lewe. Maar vanoggend, as daar iemand is wat 'n woord, as daar iemand vanoggend is wat 'n woord oor sy lewe gespreek wil hê, soos die vrou wat by die put was, en Jesus by daai manne by Jesus kom, hy hele dorp, en hy met hulle praat, en hy 'n woord in hulle lewe gespreek het. As jy vanoggend sê, Here, spreek 'n woord in my lewe, vertrou jy die Here. Hoop, kyk waar jy staan. Kyk na wie met jou praat. Ek wil dit weer sê. Moenie kyk waar jy staan nie. As daai Samaritaanse vrou moes gekyk het waar sy gestaan het, het sy nie gehoor wat sê Jesus vir haar nie. En hy sê, waar? As jy die gawe van God geken het, jy staan vanmôre, jy ken die gawe van God. Want ons kerk het opgestaan, die kerk van Christus het opgestaan in Handelinge. Dis nie dieselfde kerk as in die Ou Testament nie. Daar het 'n nuwe dryfkrag gekrom. Nie die wet nie, maar Christus. 'n lewendmakend gees. Jy kan nie dieselfde bly as hy lewendmakend gees jou aangeraak het nie. Jy kan nie dieselfde spoed hê wanneer jy aangeraak is deur die Heilige Gees nie. Jy kan nie dieselfde woordeskat hê wanneer die Gees van die Here jou in die hande gekry het nie. Jy kan nie in dieselfde rigtinge beweeg as die Gees van die Here op jou is nie. Ek wil vir jou vanmôre sê dat 'n bonatuurlikheid kom oor jou. Jy beweeg in 'n hemelse kringe. Jy's gemaak vir hierdie tyd. Jy's gemaak vir hierdie tyd. Wil jy inspraak hê vanmôre in jou lewe? Halleluja. Hulle sê vir haar, ons glo nie meer wat jy gesê het nie. Halleluja. Bless you vanmôre. We are moving into heavenly places. Moenie kyk waar jy staan vanmôre nie, moenie kyk waar jy jou lewe is vanmôre nie. God wil inspraak in jou lewe hê vanmôre. Berei jou hart voor vanmôre vir 'n radikale verandering in jou lewe. Sabaranda kashandaya. Halleluja. Die Here sê ek is God en ek bly God. Halleluja. Niemand kan hom verander nie. Vanmôre inspraak in jou lewe, maak nie saak waar jy staan nie, moenie kyk, jy moenie na jou foute kyk nie. Toe Jesus met haar praat, toe verander haar hele menswese. Halleluja. O, prys U vanmôre, Here. Prys U vanmôre, Here, prys U. As jy vanmôre jou hand in die lug steek en sê, Here, spreek met my lewende water, wil ek jy moet vanoggend jou hand in die lug steek en sê, Here, berei jou hart voor. Kyk nie na jou swakhede nie, want hy se hulp vir jou om jou sterk te maak vanmôre. Halleluja. Ek kom vanmôre in die naam van Jesus Christus van Nasaret en ek spreek my inspraak in mense se lewens in hierdie oomblik in die naam van Jesus. Daar waar jy sit, daar waar jy staan vanmôre in hierdie oomblik, waar jy lê vanmôre in hierdie oomblik in die naam van Jesus. Strome van lewende water. Die Heilige Gees in jou lewe in gedeponeer word vanmôre en die salwing en die krag van God wat in jou geblaas geword in die naam van Jesus. Halleluja. Hy sê in Matteus 28:19 sê, gaan dan heen. Vader, in hierdie oomblik in die naam van Jesus, wys vir elke ene vanmôre die sleutels wat een ellendelinge vir hulle gegee het vanmôre in hierdie oomblik wat by die waarheid bly, want jou getuienis moet altyd in die waarheid bly, voeg niks by nie en vat niks weg nie. Halleluja, dis 'n krag van God in Jesus. Halleluja, vanmôre in die naam van Jesus, maak nie saak wie wat jy was in jou verlede nie, maar dit gaan saak maak waar jy in jou pad is. Iemand het nodig om deel te wees
wees van daardie getuienis. Iemand het vanmôre nodig om daardie getuienis te hoor. Iemand het nodig vandag om uit 'n bed uit op te staan en te sê, as die Here dit vir hom of haar gedoen het, dan kan hy dit vir my doen. Halleluja, as daar iemand is vanmôre, halleluja, jy moet dit hoor, as jy in jou lewe bankrotskap gehad het en die Here het jou uitgehaal, dan moet iemand dit hoor, want iemand moet uit dit uit opstaan. As die Here dit vir jou gedoen het, dan gaan God dit vir my doen. Halleluja, in die naam van Jesus Christus. Vanmôre, ek spreek vanmôre die woord. Ek spreek vanmôre Jesus Christus oor elkeen wat vanmôre hier staan en kyk. Die stof is al so dik om jou bene, jy wag vir die regte tyd en seisoen. Halleluja, vandag het jou dag aangebreek. Jy gaan teruggaan met 'n kragtige getuienis. Dis nie net een wat dit moet hoor nie, daar's 'n stad wat wag. Halleluja, halleluja. In die naam van Jesus, staan op, neem jou bed op en loop. Herendag vandag het die Here 'n wonderende teken in jou lewe gedoen. Halleluja. In die naam van Jesus spreek ek dit en ek maak dit los vandag, Vader. In Jesus naam. Seën die woord vandag, Here. Seën die woord. O kiraba shanda suluraba banda kashanda ya kiselebe bandai. Kiraba shanda sileba handele kutili berechla rabandai. Ek kom vir oomblik, ek sien iemand wat woorde oor iemand uitgespreek het wat vandag hier is of in kyk, wat woorde van krag wat mense bind. Ek kom nou in hierdie oomblik. Die Here breek dit op. Hy maak jou nuut vanmôre. Halleluja, ek sien hy vat jou en hy plant jou in 'n nuwe fondasie in Jesus Christus. Gewoontes breek op vanmôre. Bloedlyne breek op vanmôre. Naaldstringe knip God vanmôre. Jy sal self staan. Jy sal self groei, sê die Heilige Gees vanmôre. Jy sal begin bou en nie meer afbreek nie. Jy sal invloedryk wees. Jy gaan dit nie meer soek nie. Dit kom na jou kant toe. Die nuwe seisoen van die Here kom na jou kant toe. Dis vir jou vandag. Maak nie saak waar jy is nie. Dis jou dag. Ek wil dit sê. Jou persone staan en wag vir jou. Hulle wag vir jou. Hulle wag vir jou. Gaan en gaan wees dit wat God wil hê jy moet wees. Halleluja. Dankie vanmôre, Here. U woord vanmôre. Die oes is ryp, hulle sal wit. Gaan maak 'n verskil. Vader, laat hierdie woord vanoggend in iemand se hart, in u kinders se harte gebêre sal word. En laat dit wortels skiet, Here. En ek wil dit sê, gaan nie een verby nie. Moenie laat een vis verby jou gaan nie. God gee vir ons nette. Kerk van die Here, gebruik dit. Die Heilige Gees gaan vertel jou getuienis daar buite. Daar's iemand wat dit moet hoor. Die Here seën sy woord in Jesus naam. Amen.